Goeienaand almal, baie welkom so saam ons heel laaste erediens hier op die vooraand van 'n nuwe jaar en dan veral baie welkom aan elke persoon wat ook digitaal by ons inskakel. Dis altyd lekker so aan die einde van die jaar om darm vir almal te sê baie dankie. Dankie vir elkeen wat ook ons bediening spesifiek hier in ons gemeente ondersteun met groot genade en dankbaarheid teenoor die Here. Gaan dit goed met die gemeente. Ons is 'n gemeente wat groei en deur die genade van die Here op plekke betrokke is as gevolg van julle ondersteuning. So baie dankie daarvoor. Ons is ook bewus van die verskillende emosies wat elkeen van ons beleef het 2024. Daar was wonderlike momente. Ek self het die voorreg gehad om 'n hele paar huwelike te kom bevestig. Daar is 'n klomp babatjies vir mense gebore, wonderlike oorgangstye, regtig wonderlike goed wat gebeur het. Maar daar's natuurlik ook, en ons is bewus daarvan, geweldige seer en pyn wat mense beleef het. En ons wil sommer net as gemeente vir ons elkeen kom sê, wat jy ook al beleef vanaand, ons wil jou kom vashou en mag die Here vir julle elkeen seën ook in die nuwe jaar wat voorlê 2025. Ek wil vir ons begin met 'n ongelooflike teks wat ons vind in Deuteronomium 12 vers 11. Daar staan: Dit is 'n land waarvoor die Here jou God sorg. En hoor nou net hierdie woorde: Van Nuwejaarsdag af tot Oujaarsdag toe hou hy ononderbroke sy oog daaroor. Wat 'n ongelooflike God. 'n God wat sorg vir hierdie land van Nuwejaarsdag tot Oujaarsdag toe. Daarom groet ek julle elkeen met die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die een wat is, wat was en wat weer kom, die eerste wat uit die dood het opgestaan het, die heerser oor die konings van hierdie aarde. Vanjaar op die 31ste Oktober het ons die 33ste jaar herdenk van 'n gebeurtenis wat tot op daardie stadium nog nooit in die menslike geheuenis plaasgevind het nie. Dit was die 31ste Oktober 1991 en die hoofrolspeler die dag was die weer. Nou weervoorspellers het hierdie storm gedoop die Halloween Noordooster van 1991. Sebastian Junger skryf 'n boek oor hierdie storm. Hy noem dit The Perfect Storm en van hierdie boek is daar 'n film gemaak en ek dink baie van julle sou heel waarskynlik al hierdie film gesien het. Die storm het nie net sommer ewe skielik begin nie. Dit het so oor 'n hele paar dae opgehou en 3 faktore het gesorg dat dit eintlik bekend gestaan het as die perfekte storm. Die heel eerste was 'n baie klein onskadelike laadrukstelsel het gevorm oor die groot meeregebied van Noord-Amerika. En op pad van die weste na die ooste het hierdie stelsel 'n tweede stelsel ontmoet. 'n Yskoue hoëdrukstelsel wat beweeg het vanaf Kanada. En hierdie twee stelsels kombineer toe om 'n storm te veroorsaak in die Noord-Atlantiese Oseaan. Die derde ding wat gebeur is wat eintlik onwaarskynlik sou weet, want dit was so half 'n baie laat seisoense orkaan wat gebeur en hierdie 3 goeters veroorsaak dat dit eintlik dan bekend staan as 'n perfekte storm. Uit die suide kom daartoe 'n orkaan met die ironiese naam van orkaan Grace.
en hierdie 3 stelsels ontmoet. Databoeie in die see meet vir die eerste keer die hoogste golwe nog ooit aan die mens bekend. 35 meter hoë golwe. Nou dit klink min. Dit klink nie so erg nie. Maar dink gou. 'n 1 verdieping gebou is so 3 meter hoog. Ons praat nou van 'n 10 na 12 verdieping hoë gebou. Golwe 35 meter hoog. Orkane op hulle eie is van die sterkste kragte in die natuur. In 1935 meet hulle 'n orkaan met die hoogste windspoed nog ooit. 'n Windspoed van 320 km per uur. Mense wat buite gevang is in hierdie storm, is letterlik doodgesandblast. Reddingswerkers het niks van daai mense gekry nie, behalwe in party gevalle die mense se gespes van hulle bed. Wat opmerklik is van 'n orkaan, in die middel van 'n orkaan is daar so amper 'n donker kol, en dit word genoem die oog van die orkaan. Daai oog is tussen 'n 20 na 'n 50 kilometer in deursnee. En wat interessant is van die oog van die orkaan is, die hele orkaan roteer rondom hierdie oog, is dat binne in hierdie oog is dit amper doodstil. 'n Mens kan amper sê dis heeltemal normaal. Die mees verwoestende deel van die orkaan is teen hierdie oogmuur, of dan nou hierdie wand van hierdie oog. In die fliek The Perfect Storm is daar 'n geweldige mooi uitbeelding waarin die bootjie ry en die wind tier, en dit is verskriklik. Dit is 'n storm, en dan die volgende oomblik dan vaar hulle binne in hierdie ongelooflike stilte in. Die reën is weg, die son kom selfs deur. Dit is totaal normaal, 'n vreemde stilte. Maar vir 'n baie kort rukkie. Dan bars, as ek dit so kan stel, die hel weer letterlik in alle erns los. Oujaarsaand was nog altyd van kleintyd vir my amper 'n belewenis van hierdie oog van die orkaan. Ek het op die platteland groot geraak, en daar het mens oujaarsaand kerk toe gestap. Omtrent die hele dorp het sommer geloop kerk toe. Dit was so idilliese, rustige, kalm aand. Kon ons kerk toe gaan en weer teruggaan. Ons weet maar so werk dit aan die einde van die jaar. Alles moet klaarkom. Daar's so baie goed wat moet klaarkom. En dan werk ons op, en ons moet gaan vakansie hou, en dan kom Kersfees, en dis geskenke, en dis en dan sit die dag na Kersdag. Wat nou? En dan begin dit so half, begin die spanning in jou bou. Die nuwe jaar kom nader, en jy begin hierdie spanning beleef, en dan is dit oujaarsaand. So die oog van die storm. So 'n paar oomblikke van asem skep. Ek dink ons moet die koms van Jesus dalk ook beskryf as iets soos die oog van die orkaan. Die wyse manne, die sogenaamde sterrekenners, sterrekykers, hulle kom uit die ooste, hulle sien 'n ster, hulle begin hierdie ster te volg. En nou lees ons wat met hulle gebeur. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg totdat dit tot stilstand gekom het reg bo die plek waar die kindjie was. En hoor nou hoe beskryf die teks dit. Julle kan onmiddellik hoor, dis iets van hierdie oog van die orkaan.
toe hulle die ster sien, het hulle 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar. Die oog van die orkaan. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria sy moeder gesien. Hulle het neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak, vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. Mense wil amper sê, wat 'n idilliese prentjie. Maria, heel waarskynlik uitgeput na die kraamproses, Jesus heel waarskynlik gewas, toegedraai in sy doeke, heel waarskynlik aan die slaap na hierdie traumatiese gebeurte, en ons almal sing saam, all is calm en all is bright, stille nag, heilige nag, die kribkind, die verlosser van die wêreld is gebore. Maar ons moenie vanaand met 'n illusie leef nie. Jesus Christus word gebore in die oog van 'n orkaan. Hy word gebore midde in 'n storm. Net voor sy geboorte, voor ons lees uit Matteus uit, net voor dit vind ons die sogenaamde, hierdie een oop bladsytjie in jou Bybel. Dis tussen die twee testamente. Hier is die Ou Testament, dan is daar 'n kaal bladsytjie en dan is dit die Nuwe Testament. En hierdie kaal bladsytjie verloop daar naaste by 400 na 430 jaar. In die Ou Testament voorspel die profete, hier kom 'n verlosser. En vir 430 jaar wag die mense en niks gebeur nie. En dit gaan, om dit sagkens te stel, vrot met die mens. In hierdie tyd regeer daar koninkryke. Die een is die Griekse koninkryk onder beheer van Alexander die Grote. Dan kom die Makkabeërs, hulle kom in opstand teen die Grieke. Dan kom die sogenaamde Romeine en letterlik almal onderdruk die Jode. En die arme Jode, hulle glo, hier kom 'n verlosser. Hierdie verlosser gaan hulle kom bevry van al hierdie koninkryke. En hulle wag 100 jaar. Hulle wag 200 jaar. Hulle wag 300 jaar. En hy kom nog steeds nie. En nou begin hulle dink, nee wat, dis nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd om te bly glo dat Jesus Christus op pad is na ons aarde toe nie. En hulle begin 'n lewenshouding kry van, laat ons eet en drink, môre sterf ons buitendien. So, dit gaan moreel sleg. Ons praat van morele afvalligheid, godsdienstige afvalligheid. Dis binne in so stikkende wêreld waarin Jesus gebore word. Van hierdie idilliese prentjie af, 2 verse verder lees ons die volgende. Die sterrekenners het teruggekeer en kyk, daar het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, maak gereed, neem die kindjie en sy moeder en vlug. En vlug na Egipte. Bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee. Hoekom? Want Herodes is van plan om die kindjie te soek. Hoor nou. En hom dood te maak. Hierdie idilliese prentjie van 'n kribkindjie, 'n babatjie in doeke, na 'n koning wat hom wil doodmaak. Herodes, een van die magtigste leiers van sy tyd, kan julle glo, skrik homself in 'n totale nuwe bloedgroep in oor 'n kindjie wat in 'n krippie gebore word. Soveel so dat hy 'n bevel afvaardig sê alle kindertjies, alle babas 2 jaar en jonger moet doodgemaak word. Ons is Nuwe Testamentiese gelowiges.
Ons leef nadat hierdie belofte van God se seun wat gekom het waar geword het. En ons weet hoe loop hierdie storie. Dis nie 'n mooi storie nie. Hierdie storms waarin Jesus gebore word so erg om hom dat dit hom doodmaak. Hy oorleef nie hierdie storm nie. Hy sterf aan 'n kruis. Pontius Pilatus vra vir die mense, wie moet ek vrylaat, Barabbas of vir Jesus? Dan sê hulle, laat vir Barabbas vry. Dan vra hy vir hulle, wat moet ek met Jesus maak? Dan bars die storm alle hel los. As hulle dit skree, stal rooson, kruisig hom, kruisig hom. Dit is seker die donkerste oomblik in die geskiedenis van die mens, as Christus Jesus aan die kruis sterf. Wat sou hierdie teks vanaand vir ons wil sê so 'n paar minute voor ons die nuwe jaar ingaan? Ek dink in die heel eerste plek is ons oorbewus daarvan dat ons nie in 'n perfekte wêreld leef nie. Dat ons lewe in 'n stikkende wêreld. Dat die storms met tye oor ons lewens breek. Dat goeie, wonderlike, diep vriendskappe soms vir ons so seer maak dat dit plotseling verdwyn. Waar ons fisies en geestelik swaar kry. Dit kan finansiëel wees. Ons weet van so baie mense wat hulle werk verloor en net nie weer 'n werk kry nie. Ons weet van genoeg mense wat 'n diagnose kry van siekte. My hoop is dat hierdie paar oomblikke wat so saam is, 'n asemskep oomblik sal wees. Iets sal beleef van hierdie oog van die orkaan. God wat vir ons 'n paar oomblikke kom gee, dat ons mekaar kan herinner aan wie hy is. Ja, hy word in die middel van 'n storm gebore. Ja, op die donkerste moment gaan hang hy in 'n kruis en hy prewel dit uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Donkerder kan dit nie wees nie. Hulle druk hom in 'n grot en hulle rol 'n klip voor hom dood. Op daai donkerste moment staan hy op uit die dood. Dit wat Herodes beplan het gebeur nie. Dit wat Pontius Pilatus het laat gebeur, dit werk nie. Want Christus Jesus staan op, hy rol die klip weg en hy stap uit die dood uit. Ons moet dit vanaand aan mekaar kom herinner. Wie's die God wat ons aanbid? Natuurlik, die ene wat in die oog van die storm by ons is, maar ook die ene wat in die storms by ons is. En daarom, dis die boodskap vanaand, as jy dit kan saamvat vir 2025. Hierdie klipkind is die kruiskoning. Hy's in 'n storm gebore, hy's die een wat deur die storms loop vir elkeen van ons. Daar's 'n spreekwoord wat sê, sometimes God calms the storm, sometimes he calms his child. Kan ek dit weer sê? Somtyds maak God die storm stil. En somtyds maak hy sy kind in die storm stil.
Die Ou Testamentiese profeet Jesaja sê vir ons, as jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hoekom nie? Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Mag jy, dis my gebed vir jou, mag jy in 2025 die vrede van God beleef. 'n Vrede, sê die skrif vir ons, wat alle verstand te bowe gaan. Ons glo in 'n God wat in die storm by ons is. 'n Kribkind wat die kruiskoning is. Mag God elke tree van Nuwejaarsdag tot Oujaarsdag ononderbroke sy oog op ons hou. Amen. Ek wil hê ons moet vir 'n paar oomblikke sommer hier aan die einde van 2024 stil word met 'n lied. Die woorde gaan op die bord wees. Kom ons luister na hierdie lied. So 'n paar oomblikke net om te reflekteer oor die jaar. Dalk sommer net jou vrese of wat ook al jou opgewondenheid oor 2025 ook voor God te kom neerlê. Kom ons luister na die lied. Ek sal direk na die lied vir ons die seën uitspreek. When the solid ground is falling out from underneath my feet, between the black skies and my red eyes, I can barely see. And when I'm feeling like I've been let down by my friends and my family, I can hear the rain reminding me, in the eye of the storm, you remain in control. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future I picture slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are pouring down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. Yes, you do, Lord. In the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. And I just don't know how I'm gonna make ends meet. I did my best, now I'm scared to death that we might lose everything. And when a sickness takes my child away and there's nothing I can do, my only hope is to trust you. I trust you, Lord. In the eye of the storm, you remain in control. Control. Yes, you do.
in the middle of the war. You guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Ontvang die seën van die Here. Mag julle beleef in 2025 dat die Here ook vir elkeen van ons ononderbroke God sal wees. Ook as die storm soms oor ons woed. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees by julle elkeen wees, by julle elkeen bly in 2025. Amen.